Goeiemôre familie, dit is Vrydag, die naweek is hier en welkom terug. Dankie dat jy kies om hierdie week saam met my te reis en tyd te spandeer in God se woord. Nou, ons is hierdie week besig om te gesels oor volg of vermy. Ons gesels oor gesonde en ongesonde leierskap. En ek wil vanoggend vir jou lees wat Paulus skryf in Efesiërs 4 vers 11 tot 12. Hy sê: Hy het gegee sommige as apostels om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. 'n Groot onderskeid wat ons sien tussen gesonde en ongesonde leiers is hoe hulle ander sien. Ongesonde leiers, soos wat ons hierdie week al gehoor het, gebruik mense as instrumente vir hulle eie doelwitte of roem, terwyl gesonde leiers ander se gawings, hulle roepings raak sien, die potensiaal erken wat die Here in hulle geplaas het en hulle ontwikkel. En hierdie nooi ons uit om ons harte te ondersoek. Om vandag vir onsself te vra, bou ek mense op of breek ek hulle af? Hierdie is groot familie, want gesonde leiers sien mense as God se skepping. Hulle verstaan dat elke persoon uniek geskape is met gawes, met hulle talente, met hulle roepings, en hulle lei nie mense as masjiene of boustene vir hulle eie droom nie, maar as individue wat God se koninkryk gevestig is. Hulle weet dat wanneer hulle ander opbou, hulle God se werk versterk en nie net hulle eie nie. En ons het gesien ongesonde leiers, wat doen hulle? Hulle gebruik mense vir hulle eie gewin. Mense word dikwels gebruik om hulle status, erkenning of hulle voordeel te verkry. En wanneer iemand nie meer nuttig is nie, wat gebeur? Hulle word net afgeskryf of misbruik. En dis nie net onteties nie, dit breek die liggaam heeltemal af. En Spreuke 22:16 waarsku teen die onregverdige gebruik van ander se werk. En dit wys dat God hierdie gedrag nie goedkeur nie. Gesonde leiers rus ander toe en bemoedig hulle. En Efesiërs 4 vers 11 tot 12 beklemtoon dat leiers geskape is om die liggaam toe te rus. Gesonde leiers verstaan dat dit nie van hulle sukses of hulle bediening of hulle eie prestasies afhang nie, maar van die mense wat hulle lei, wat hulle toerus. Hulle plant saad van wysheid, van opleiding, en selfs al sal hulle nie onmiddellik die vrug sien nie, hou hulle aan dit doen, want die langtermyn effek vir hulle is baie groter. Gesonde leierskap skep 'n kultuur van groei, van diensbaarheid, van loyaliteit, mense wat gebou word, mense wat groei in hulle gawes en hulle karakters. En wat gebeur dan? Die liggaam van God, die koninkryk van God, word versterk. Maar wat ongesonde leierskap inbring, is dit lei tot verwerping, tot 'n wantroue, en baie keer tot 'n spirituele uitbranding. En die Bybel leer ons dat die lewe en bediening van 'n leier mense of verryk of vernietig. En die keuse lê by die leier. En ek wil jou vandag vra, dink aan die mense wat jy lei. Gebruik jy hulle vandag? Of bou jy hulle op? En hier is die groot ding, watter praktiese verandering kan jy vandag aanbring om iemand net toe te rus of te bemoedig? Te sê, sou iemand wat ek lei, sê dat ek hulle goed beïnvloed, of dat ek hulle net gebruik om my eie sukses te bou? Familie, hierdie is groot. Hierdie is dinge wat baie keer in jou werksplek gebeur, in jou huisgesin gebeur. Daar's baie keer vrouens wat mans misbruik, mans wat vrouens misbruik. Dit is ongesond, dit lyk nie goed nie. En wat Jesus vandag in ons harte wil losmaak is, deursoek die motief van jou hart. Kyk wat hier binne aangaan, want dit is wat die verskil gaan maak. En familie, ek wil jou vandag aanmoedig, bemoedig. Ons reis hierdie week nou met gesonde en ongesonde leierskap. Ek glo dat jy 'n gesonde leier wil wees. En gesonde leierskap, onthou, bou mense op omdat hulle verstaan dat die liggaam van Christus net so sterk is soos die mense wat daarin is, die mense wat gevul word. Moenie aanhou om 'n ongesonde leier te wees wat net mense gebruik
vir jou eie voordeel nie. Want elke daad van bemoediging lê die fondament vir 'n gesonde, volhoubare werk, bediening, huwelik, familie. So kies vandag om gesond te wees. Kom ons bid saam. Vader, mag ons mekaar opbou en nie afbreek nie. Waar ons vandag as die leier van 'n huis dalk staan, die leier van 'n firma, die leier van wat ook al, Here, mag ons werklik net bewus wees dat ons is deel van God se familie. En ons is daar geplaas om ander op te bou, nie om hulle af te breek nie. Stroop daai begeerte in ons hart van selfoorwinning en self-ego en alles vandag in Jesus naam af en stig in ons hart wat kies om gesond te wees, gesonde leiers te wees in Jesus naam. Amen. Mag jy die begin van die naweek geniet. Ek sien jou môreoggend vir ons laaste oordeenking van hierdie week. Amen.